Hallo my vriend, hoop het gaan goed met jou. Hoor 'n bietjie oor Noag. Kyk, wat was die fout met Noag se tyd? As jy lees in Noag se tyd, dan staan daar, in Noag se tyd het die mense bedink net wat sleg was. Dit was die ding, is die Bybel daarom sê, daai tyd net wat sleg was. Nou jare daarna, praat die psalmis in Psalm 95. En die Psalm 95 is die psalm wat gelees is op die Sabbat. Die pa het gelees vir die vrou en die kinders. En daar staan, dat God het vir julle deur 40 jaar lank op baie maniere net goed gewees. En julle het God begin vergeet. En die laaste vers van Psalm 95 sê, en daarom sal julle nie die rus van God geniet nie. Nie sy vrede en rus nie. So in Noag se tyd het mense net bedink wat sleg is, en daar was een man wat regverdig was, wat maar vasgebyt het, vir 75 jaar hy bootjie gebou het, en hulle het vir hom gelag, maar hy daarby gebly. Terwyl almal net bedink wat sleg is, het een mens gehoorsaam gebly aan die heilige God. Onthou, 'n mens kan sê God is 'n liefdevolle God. As 'n baie beter iets om te sê van God. God is heilig. En die heilige God kan met jou praat. En die heilige God is ook 'n God wat oordeel, oordeel en wat straf. Toe God daai ark toemaak, die Bybel sê God het die ark toegemaak. En toe begin het reën, en toe God wat heilig is, wat ook oordeel, toe daai bootjie so begin dryf, toe het God in sy heiligheid al die ander mense verdelg, hulle was dood. So God heilig, vra vir Noag, gehoorsaam my, en Noag doen dit vir baie jare lank, en almal lag vir hom, en hulle wat vir God gelag het verdrink. In Psalm 95, die psalm wat op die Sabbat gelees word, sê, God was vir die volk oor 40 jaar baie goed, en hulle wat God gevergeet het, as jy dat hulle onkundig was, nee, as het weer gaan kyk na die woord, as jy dat hulle nie geweet het nie, hulle het geweet, maar hulle het gevergeet, en hulle, die genadige, heilige God, sê vir hulle, julle wat my vergeet, julle sal nie in my rus ingaan nie. So Noag is gered, maar nie die res nie. Die mense, Psalm 95 lees hom gerus, dis die psalm wat die Joodse pa op die Sabbatdag aand vir sy gesin gelees het, voor hulle saam geëet het en almal saam bed toe gegaan het. Julle sal nie God se rus ervaar as jy God vergeet het. Maar kom ons gaan verby Daniel en al die mense, ons spring bietjie oor na Petrus, die boek Petrus. Petrus skryf 'n boek. Hy sit in Rome net voor hy doodgemaak word, 64 na Christus. So is ernstige sake dit. Dis soos in Noag se tyd. As die grap is daai, jy moet nie lag vir God se wil nie. En Petrus skryf 'n brief aan die bietjie Christene, soos in Noag se tyd, die bietjie mense wat die Here dien en volg. Hulle bly in vandag se Turkye, daai tyd nou Klein-Asië. En hy skryf vir hulle 'n brief om hulle te bemoedig. En hy sê vir hulle hier uit Babylon, groete vir julle uit Babylon. Natuurlik sit hy nie daar wat Daniel was in Babel nie. Hy sit in Rome, maar die woord Rome is 'n skuilnaam vir Babylon. Babylon beteken 'n plek waar almal verkeerd is, verkeerd dink, verkeerd doen, baie gode. Nes in Noag se tyd, nes toe die volk begin agter die Baals aangaan. In Rome is daar baie gode. Hulle is woke. Mens kan sê hulle is woke, baie idees. Maar hulle vergeet, daar is 'n Here wat heilig is. Jy kan sê hy is liefdevol, maar is beter om te sê hy is heilig, en hy het 'n wil, en jy moet hom nie aflag nie. Dan gaan jy nie sy rus kry nie. Dan gaan jy soos buite die ark bly. Dan gaan jy agterna roep, maar sê die Here, ek ken jou nie. Dan sê hulle, ek het duiwels uitgedryf, en ek het gedit en gedat, sê Jesus vir daai 5 dom maagde, gaan weg, ek ken julle nie. God is heilig, en Petrus skryf in 'n onheilige bestel, hy noem dit Babel, julle, jy, u, ek, ons,
Kom ons sê ons bly in Babel. Mense doen net wat hulle wil. Kom ons sê hulle is woke. Woke beteken jy soek nie God se wil, God se heilige wil nie. Jy is modern, jy doen net wat jy wil. Moenie God se heilige wil aflag nie. Lees die boek Petrus. God slaap nie, hy sluimer nie. Op 'n dag gaan hy van hulle wat wel is, wat lustig was, wat dronk was, wat verkeerd was, wat gedoen het net wat hulle wil, eie sinnelike begeertes, hy gaan hulle straf. Jy leef in Babylon. Wat moet jy doen? Jy kan nie die Torah ding doen nie. In Jerusalem doen ons die Torah ding. Ons gaan die Sabbat vier. Ons gaan besny. Ons gaan reg eet. Ons gaan offer. Maar dis Jerusalem. Maar as jy in Babel sit, wat moet jy doen daar? Daar's nie 'n tempel nie. Daar's nie die Torah nie. Daar staan in 1 Petrus, moet jy eerbied hê vir God. As almal God aflag, soos in Noag se tyd, as almal die Here na 40 jaar deur die woestyn vergeet, sê Psalm 95, en hulle kry nie die rus van die Here nie. As jy vandag dink, wat het geword van die heilige God in vandag se tyd, dan moet jy vir jouself vra, hoe moet ek lewe? Hoe moet ons maak? Hoe moet ons optree? En dan sê Petrus, groete vir julle hier uit Babylon, maar jy moet eerbied hê vir God. Lees daar aan Petrus. Hy sê julle moet eerbied hê vir God. God is heilig. God het 'n wil. Moenie hom nie aflag hê. Dis die groot, kyk Petrus praat oor baie dingetjies hoe jy God moet lewe, vir God moet lewe in Babel. As almal doen net wat hulle bedink, maar jy bedink God. 1 Petrus 1 vers 17, aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens partydig oordeel volgens sy dade, lewe dan in eerbied vir hom. God sal op 'n dag terugkom, sonder om iemand voor te trek. Hy sal sê, ek gaan jou nie benadeel nie. Kom ek vat jou soos jy is. En daai dag gaan hy vir jou sê, in Babel, toe almal gemaak het soos hulle wil, soos in Noag se tyd, het jy eerbied gehad vir die heiligheid van God. 1 Petrus 1 vers 17. Jy hoef nie aksies te hê nie. Jy hoef nie goeders, jou taak is punt 1 om eerbied te hê vir die heiligheid van God. Jy moet wees soos Noag, dat as die hele lot doen net wat hulle wil in God aflag, dan sê jy, ek sal vir 75 jaar bootjie bou, want die Here het gesê, ek moet. Dan doen ek dit. Hy sê in Petrus, julle weet tog, julle is nie met vers 18 verganklike goed soos goud en silwer losgekoop uit julle oorgelewerde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. In Babel, as almal verkeerd maak, doen net wat hulle wil, God aflag, moet jy onthou. God het jou met die heilige bloed van Jesus Christus losgekoop. Dis wie jy is. En hoe moet jy dan maak? Jy moet dit onthou. Jy moet nie God vergeet nie. En jy moet begin by God het my losgekoop. So ek is half uitgewoel uit die res uit, uitgevibreer, losgemaak deur Jesus, sodat ek nie kan doen wat almal doen nie, maar die ding wat ek moet doen, is om eerbied te hê vir die heiligheid van God. Jesus het die prys betaal, alles betaal, hy het jou gekoop. Jy is uitgekoop uit slawerny, uit sonde, uit die dood. Jy moet, 1 Petrus 1 vers 17 sê, jy moet lewe in eerbied vir die Here. Dis wat jy doen in hierdie plek. Hou op te moan en groan oor die res. Dit gaan nie help nie. Maar wat gaan nie help is gehoorsaamheid aan die heilige God, eerbied vir God. Peter 1 vers 18 sê, julle weet tog, julle is losgekoop, vrygekoop, uitgekoop. En daarom sê hy in 1 Petrus 2 vers 11, 1 Petrus 2 vers 11, ek dring by julle daarop aan, moenie toegee nie. Jy is losgekoop in hierdie Babel. Moenie terugval nie, moenie terugsak nie, moenie soos almal maak nie. Ek dring by julle daarop aan, moenie aan julle sinnelike begeertes toegee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle goed onder die heidennasies. Hê eerbied vir God.
God het jou gekoop. Die heilige Here lewe heilig vir hom. As jy begin karring met verkeerde goed, sinnelike begeertes, kan jou lewe verwoes, sê Petrus. Al doen almal dit. Wie is soos Daniel? Daniel was nou in Babel deur die tyd, so 500 jaar voor Christus. En Daniel het gesê, as almal dit en dat eet, nie ekie. Ek eet sekere kos, ek lewe op 'n sekere manier om my te herinner dat ek het 'n Here wat heilig is. En dis wat Petrus ook sê, want hy was ook 'n Jood. Hy sê, as almal dit en dat doen, hê jy eerbied vir God. Hou jouself uit, moenie toegee aan woke, sinnelike begeertes nie. Al doen al die heidene dit, maar jy doen dit nie. Hy sê dit duidelik in 1 Petrus 2 vers 12, gedra julle goed. Goed beteken heilig. Gedra julle goed staan daar onder die heidene. As ander mense, in Afrikaans nou hoereremoer, as ander mense doen net wat hulle wil. Nee, lewe jy heilig voor die Here. Uit eerbied vir die Here, lewe reg. Hoekom lewe mens reg? Want as jy verkeerd lewe, toegee aan begeertes, dan bedroef jy God. Dis die groot ding. Die rede hoekom jy nie sonde doen nie, is omdat jy nie vir Jesus Christus wil bedroef nie. Dit maak hom nie gelukkig nie, dit bedroef hom. Daar staan in die begin af by Genesis, God was bedroef oor die mense wat gedoen het, net wat hulle wil. Soos almal doen net wat hulle wil, jy's in Babel, maar net nie saam doen nie. Moenie toegee nie, moenie God bedroef nie, hê eerbied vir God. Dit sê Genesis met Noag, dit sê Psalm 95, dit sê die hele skrif, dit sê Prediker, hê jy eerbied vir God, en moenie toegee aan al die begeertes en versoekinge nie. 1 Petrus 2 vers 17 sê, baie duidelik, moenie vloekie, moenie as al die mense verkeerd is, en almal doen net wat hulle wil, en het bedreig jou, jy ken hierdie plaasinvalle, en moorde, en korrupsie goed, sê Petrus 2 vers 17, moenie vloekie. Moenie vloekie. Wat jy moet doen is om eerbied te hê vir God. Wat jy moet doen is om nie toe te gee aan begeertes nie. Moenie ook so maak nie. En moet nie nog staan en vloek ook vir die ander mense nie. Wees jy heilig, bly heilig. Jy kan die Petrusboek, is 1 Petrus se kort boekie sê, daar's 'n keuse om te maak. 4 vers 3 sê, in die verlede, toe jy nog heidene was, is jou lewe beheers deur losbandigheid, welis, dronkenskap. Hy noem dit so op. Maar Petrus sê, moenie dit doen nie, moenie toegee nie, lewe heilig, moenie God bedroef nie. So, as ons jou analise van Suid-Afrika is, dinge is daarom soos baie maar amper soos in Noag se tyd. Ek kan nie in een ding wat eintlik reg is en reg werk en goed is nie. Moenie vloekie. Moenie verkeerd doen nie. Hê respek vir mense, maar hê eerbied vir God. Amen. Kom ek seën jou. Mag dan nou die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader en die Heilige Gees by jou wees. Amen.